Wat is nog in daai beker? Die geheime wegraap. Ons het gekyk na Left Behind, ons het gekyk na hulle wat agterbly, daai hele reeks Left Behind en ook in Afrikaans, hulle wat agterbly. En ons het gekyk na hierdie teksvers dat die wederkoms gaan sigbaar wees. Daar gaan niks geheims aan hierdie hele ding wees. Dis nie wat die Bybel leer nie. Daar is nie so iets soos 'n geheime wegraping. Hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in 'n wolk met groot krag en heerlikheid, sê Lukas. En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. En hy sal sy engele uitstuur met 'n harde trompet gelyk, so dit sal nie net sigbaar wees nie, dit gaan hoorbaar wees. Want die Here sal self van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God. So erg gaan daardie basuin weer klink, dat hulle wat in Christus gesterf het, eers te gaan opstaan. Hoorbaar. So daar is 4 groepe mense, wanneer Jesus kom. En is duidelik dat ons dit moet weet. Dis wat die Bybel sê, nie die boeke op die rakke in die boekwinkels nie. Dis wat die Bybel sê. Hulle wat gelowig in hom gesterf het, hulle wat gelowig lewe terwyl hy kom, hulle wat ongelowig is wanneer hy kom, hulle wat ongelowig was en dood is en in hulle grafte is. 4 groepe mense wat daar gaan wees wanneer hy kom. Hulle wat in hom gesterf het, wat sê dit? 1 Tessalonisense 4 vers 16, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons, wat nog lewe, so dis die tweede groep, saam met hulle, wat so pas opgestaan het, in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug, en so op hierdie manier sal ons altyd by die Here wees. Die derde groep, hulle wat ongelowig is wanneer hy kom, Openbaring 21:19, en die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van hom wat op die perd is, hulle bly nie lewe nie. Wegrapingsteologie lê dat daar 2 groepe is wat bly lewe, een wat weggeraap word en die ander wat agterbly vir 7 jaar se verdrukking. Die Bybel het niks daarvan. En dan wat van hierdie wat ongelowig was en reeds gesterf het, en dis die verlore teks wat ons na gekyk het, wat ek ook nie bewus van was nie. Die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Hulle staan eers aan die einde van die 1000 jaar op. Met ander woorde, ook die 1000 jaar is in die hemel en nie op die aarde.